lof sal altyd deur in my mond wees. My siel sal beroem in die Here. Die nederiges van hart hoor en word bly. Kom ons maak die Here goed en verhoog sy naam. Smaak en sien, die Here is goed. Hy red die wat by ons skuil, uit al my vrees het hy my verlos. Sy engele waak rondom my. Smaak en sien, die Here is goed. Wel geluksalig is Goeie naam, broer Boetie. Ek het geroep in my nood, en hy het my antwoord gegee. Hy red my uit al my benauwdheid, hy heel my gebreekte hart. Hy verlos my Goeie naam, broer Ben. en gee vir my nuwe moed. Smaak en Sien, die Here is goed. Hy red die wat by ons skuil, uit al my vrese het hy my verlos. Sy engele waak rondom my. Smaak en sien, die Here is goed. Wel geluksalig is die wat hom vrees. Jong leer sy gebrek en honger, maar die wat hom soek het genoeg. Weerhou jou tong van kwaad en leeuw, soek vrede en jaag dit na. Die oë van die Here is op die, wat omroep in gees en waarheid. Amen. Teëspoed tref die regverdige, maar die Here het om my dit alles. Hy bewaak al sy bene, Oh yes, Lord. nie een daarvan word gebreek nie. Die Here verlos sy knegte, ek sal hom loof deur die donker, ek sal hom loof in die lig. My siel vind rus in sy goedheid, my hart word vol van sy lig. Smaak En sien, die Here is goed. Oh, skuil. Uit al my vrese het hy my verlos. Sy engele waak rondom my. Smaak En sien, die Here is goed. wel geluksalig is die wat hom vrees. Halleluja. Ek sal die Here lof altyd hier. Sy lof sal altyd hier in my mond wees. Amen, halleluja. My Here vind ek vrede, hy laat my veilig voel. Hy laat my nooit alleen nie. Hy is my toevlug en my doel. Halleluja. Maak my hart opleer om die teenwoordigheid te voel. Oh yes, Lord. God vee elke traan af en genees elke sier. Sy liefde bly my anker, dit gee my nuwe krag. Ek staan by u belofte,
Welkom, Sister Amy. Welkom, welkom. Oh, halleluja. Uw handen hou mij veilig. Mijn hart raakt weer heel. Geen vrees, geen twijfel. Bij mijn God vind ik rust. God is mijn kracht, mijn hoop. Mijn reden in mijn toekomst. Oh, halleluja. Die verleden is voorbij. Dank u, Heer. Met uw genade. U is mijn lied, mijn vaste roos. Wanneer die donker mij omhelst, staan ik recht langs u. Eeuwig breekt hier die donker. Geef mij nieuwe vrede. Halleluja. Prys die Here. Ek wil volg in God se spore. Elke tree waar hy my lei. Wanneer ek val of struikel, vat God my hand en tel my op. Goeienaand, broer Dolf. Welkom, welkom. God is my skuiling. My plek waar ek kan rus. Ek hoef nooit te twyfel. Niks kan my van God skei. Sy liefde Dra my elke dag. en hou my veilig vas. Mag die Here jou aanraak, my broer. Mag hy jou oprig. Halleluja. Hy is my ewige lewe. God is my lig, my hoop, my rede. Elke seisoen, elke tree. Oh, Sy halleluja. liefde hou my staande. Ek is leeg sonder my Heer. God woon in my. Sy hande vorm my. Wat vandag donker lyk, is helder saam met God. Halleluja. Sy liefde Dra my elke dag. en hou my veilig vas. Ek vind my krag in God. Hy is my ewige lewe. Sy liefde dra my elke dag en hou my veilig vas. Ek vind my krag in God. Hy is my ewige lewe. Sy liefde dra my elke dag. Sy liefde dra my elke dag. En hou my veilig vas. En hou my veilig vas. Ek vind my krag in God. Hy is my ewige lewe. Halleluja. Prys die Here. Ik zwaar gevallen. En als de vlieg jou
vir die Here. Halleluja. Prys sy naam. Prys die Here. Yes. Ek is stil, die stryd is verby. Die kruis was die grens, die streep is daar getrek. Die lewe van gister, met sy bloed bedek. Ek lewe nie meer, Christus lewe in my. Ek loop nie meer aan die deur, in my hart het hy ingedruk. Yes. Geen bevele van buite, Yes, geen stem van ver. Hy is my hartklop, elke dag, elke dag. Goeienaand, susters en mense. Ek loop in geloof, ek kyk na die seën. Hy het alles gegee, sodat ek kan leef. Oh yes. Hy vloei deur my are, my hart is aan die brand. Sy lewe vir my, sy liefde bewys, my sonde gevat, sy lewe die prys. Ek lewe nie meer, Christus lewe in my. Ek loop nie meer aan die deur, in my hart het hy ingedruk. Dankie broeder. Geen bevele van buite, Al die lof en eer kom die Here toe. hy is my hartklop, elke dag, elke dag. Ek loop in geloof, ek kyk na die seën. Hy het alles gegee, sodat ek kan leef. Hy vloei deur my are, my hart is aan die brand. Amen, prys die Here. Ek groet julle almal in die mooi naam van Jesus Christus, halleluja. Ja, ons redder en ons koning, prys sy naam, prys sy naam. Is lekker om die Here se naam groot te maak. Amen. Oh, halleluja. Prys die Here. Daar's lewe in my voete, Jesus maak my lig. My hart begin nou dans, van sy liefde dra my sig. Oor berge deur die valle, hy hou my altyd vas. Daar's lewe in my voete, ek is vry in Jesus se pas. Wanneer die son opkom, Halleluja. sy vrede weer, 'n warmte in my borskas, hy's altyd vir my hier. Oh, halleluja. Die wêreld raak soms donker, Dis maar waar. hy's my helder lig. Dankie Here. Met Jesus aan my sy kant, skyn ek elke dag so lig. Ek kan nie stil bly nie, sy vreugde borrel oor.
Die ritme trek my in. Die gees van God beweeg nou. Hy gee my nuwe wind. Ek dans oor elke struikel. Ek spring oor elke wens. Want Jesus leef binne my en hy maak my lewe fees. Laat die hemel oopbreek. Naam Suster Isabel. Oor ons reën. Laat elke hart nou wakker word. Laat elke siel omsien. Daar's lewe In my voete. Dans vir die Here, halleluja. Jesus maak my lig. My hart begin nou dans, want sy liefde dra my sig. Oor berge deur die valle, hy hou my hand uit vas. Daar's lewe in my voete, ek is vry in Jesus se pas. Daar's lewe in my voete, dans in sy genade. My siel roep uit, halleluja, hy is my vreugde, my parade. Halleluja. Prys die Here. Oh, Hoe sagter raak my trots. Ek tel my foute, soos klippe langs die plot. Ek word meer bewus van elke asem in my bors. Dis asof elke tree my nader vat aan my bron. yes Lord. Ek sien rimpels langs my oor, maar my blik raak net meer skerp. Ja, die dae word korter, maar my hart klop net meer sterk. Hoe ouder ek word, hoe harder brand my Heilig. minder tyd om te mos, meer liefde om te gee vandag. Elke dag is 'n skat, wat ek stywer in my hand vasgryp. Hoe ouder ek word, hoe meer leef ek in vandag. Net vandag. Nog 'n grys haar, nog 'n storie om te vertel. Vandaag wat my breek en daar wat my weer heel. Meer kriekels op my vel, maar minder vrees in my stem. Ek leer om zacht te praat met die mens binne in my vel. Ek sien name op die klippe, mense wat nie meer hier is. Hulle fluister deur die stilte, vat jou kans, los die vrees. Hoe ouder ek word, hoe harder brand my lig. Minder tyd om te mos, hoe meer liefde om te gee vandag. Elke dag is 'n skat, wat ek stywer in my hand vasgryp. Hoe ouder ek word, hoe meer leef ek in vandag. Net vandag. Buig deur my vingers, soos water by die dam. Maar ek dans nou in die reën. Yes. Ek hardloop nie meer weg nie, man. Elke sekonde skryf ek roep oor my hart. As die son weer sak noorde, wil ek weet ek was deel van my dag. Hoe ouder ek word, hoe harder brand my lig. Minder tyd om te mos, meer Liefde om te gee vandag. Elke dag is 'n skat. Oh yes. Stywer in my hand
Oh yes. Amen, broeder. Prys die Here. Prys die Here. Ja, broeder. Jy was jare terug, was ek jou appie gewees. Ja, jy ken my verlede baie, baie goed. Beter as baie mense. En jy weet wat sy grys hare ek die baas gegee het en al sulke dinge. En dis net die Here. Net die Here wat kan doen wat hy goed doen. En dit is om mense te verander. Ek verbly my elke dag in die Here. Wow, ek verbly my elke dag. Prys sy naam. Goeienaand broer Reinier, welkom, geniet dit saam met ons. Dis lekker om die Here saam te dien. Amen. Sjoe, hoe wonderlik is as broers kan saamwoon. Dink dit Psalm 133, dit is wonderlik as ons die Here saam kan dien, die woord kan oopmaak en net smaak dat die Here goed is, halleluja, prys die Here. Ja, en vanaand bid ons weer eens vir die samesyn
dat die Here dit sal seën. Ek en Jolande het al gebid voordat ons begin het, dat die Here hierdie samesyn sal seën. Dis wonderlik, net om die Here se naam groot te kan maak. Net om daai lig te skyn, sodat mense kan sien, man, die Here leef. Want net die Here kan dit doen. Net die Here kan dit doen. Dankie Here vir u woord. Ek bid Here dat hierdie woord sal uitgaan, 'n verskil maak in mense se lewens. Ja, ek weet baie het nie meer nodig om by die Here uit te kom nie. Ons is met die Here, ons lewe vir hom, maar ons leer elke dag iets. Dit is die wonderlikheid van, toe die Here my red, amper 26 jaar terug, toe kon ek nie wag om by 'n plek uit te kom waar, al is daar net manne wat die Here besing, wil ek daar gewees het. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrydag en Saterdag en Sondag, oral by mekaar gekom, sodat ek net die Here kon loof en prys, omdat hy hierdie man uit die donker gat uitgehaal het. En Rudolf, jy weet wat se donker gat ek in was. Sjoe, en dit is my wonderlik dat mense kan sien wat die Here kan doen. Wat ek was, en wat ek nou is genade bo op genade bo op genade. Ek is nie waar ek moet wees nie, maar ek dank die Here, ek is nie meer waar ek was nie. Ek is op pad na die volmaaktheid in Christus, halleluja, prys sy wonderlike naam. Ja, vanaand gaan ons uit Matteus 11 lees, vanaf vers 25, en die Here vertrou vir 'n wonder openbarings. Ek leef vir openbarings. En dis altyd goed. Ek raak so nou en dan stil, want die reën val hier buite. En ek wil hê dat die reën van die Heilige Gees in elke vertrek sal val, op elkeen sal val wat vanaand kyk. So jammer oor die WhatsApp kyk luisteraars. Ek altyd my WhatsApps deurgestuur, nou moet ek wag tot die 1 Mei toe, waar ek weer eens, maar die keer gaan ek met 'n ander triek werk, maar nog steeds sal ek dit hou op 'n broadcast, want dit is persoonlik. Dit is waarvan ek hou. So, dankie Here daarvoor, en as die Here se wil is, dan sal van die 1 Mei of sal die WhatsApp luisteraars ook nou dit kry. Is dit reg? Prys die Here. Hoor wat sê die woord van die Here in Matteus 11 vers 25. Hoor hierdie is bekende gedeeltes wat die Here my gee, en dan gee die Here vir my openbarings en so aan. Hi Sister Lisa, it's good to see you as well. Praise the Lord, hallelujah. In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir die wyse en verstandige mense, en dit aan die kindertjies geopenbaar. Ek dank die Here, ek is 'n kindertjie van God. Ek probeer my nie self verneder of verkleineer nie. Maar as ek hierdie gedeelte lees, dan besef ek dat die Here dit nie vir die slim manne gegee het nie, maar vir dood eenvoudige kindertjie van die Here, 'n kind van God, nie hooggeleerd in 'n universiteit nie, nie die grootste wysheid nie. Ja, ek is 'n man wat met my hande kan werk, en die wysheid wat ek vandag het, kom net van bo af. Amen. Dit kom nie van mense af nie, dit kom nie van studies en sulke goed nie, maar die inspraak van die Heilige Gees wat my wysheid gee oor hierdie God van hemel en aarde. En ek is so daarom maar bly, daar's sulke verse in die Bybel wat sê, man, moenie bekommerd wees nie, moenie dink jy's stupid nie. Ek doen 'n huisbesoek
in die week en hierdie persoon sê vir my, ek hoop ek mag het noem, daar is nie 'n ding soos 'n stupid vraag nie. Daar is nie. As jy nie vra nie, sê jy nooit weet nie. Ja, amen. So dit is vir my belangrik dat ek met die Here praat. As ek nie 'n sekere ding verstaan nie, dan vra ek die Here. Daar's nie so ding soos 'n stupid vraag nie. Vra is vry. En dit is belangrik dat ons 'n vrymoedigheid moet hê om die Here te vra, Here, ek het wysheid nodig. Die woord van die Here sê, gee wysheid sonder enige verwyte. Dit is wat wonderlik is van hierdie Here van ons. Hy sal nie vir jou sê, maar nee, hoorie, die woord sê, as jou kind na jou toe kom, en hy jou brood vra, gaan jy hom nie 'n klip gee nie. As jy by die Here kom, en jy vra vir hom vir die Gees, gaan hy dit vir jou gee. Amen. Amen. Ja, ek dink Jolandi het 'n fout Ja, gemaak. ek Dit is sien dit nou net, ja. Matteus 11 vers 25. Ek maak het nou reg. Prys die Here. Ek wil net ietsie sê vanaand. Ietsie wat net so opkom in my hart. Baie mense dink ons is nie all there nie. Maar ek gee nie om nie, want die woord van die Here sê, wanneer ons uitsinnig is dit tot eer van die Here. As ons by ons sinne is, of by onsself is dit tot eer van mense. Mense verstaan nie dat, wanneer die Here se Gees in jou kom, jy so dankbaar is nie, dat jy wil juig, en jy wil skreeu, en jy wil spring, en jy wil die Here loof, en jy wil hom net prys, en jy wil hom al die eer gee. Omdat hy ons lewe nuut gemaak het. Nou vanoggend het ek nou weer eens bedien en die Here was so getrou weer vanmôre. So getrou. Die Here gaan ons nooit teleurstel nie. Al wat ons moet doen, ons moet gehoorsaam wees. Hoor wat sê hy so? Hy dank die Vader, dat die verstandige mense nie hierdie goed kan verstaan. Dis vir hulle verberg. En hy het dit aan die kindertjies geopenbaar. Ek wil vir jou sê, dat daar kinders is, wat seker, my kleindogter sê baie dinge, wat vir my sin maak, en sê, dit kom net van die Here af. Daai woorde wat sy uiter, kan net van God alleen wees, en ek leer daaruit. En dit is baie belangrik. Vers 26 sê, ja Vader, want so was dit u welbehaag. Dis by God welbehaaglik, om te gee vir die, wat die mense nie verwag het, dat die Here vir hulle dit sou gee. Sommige mense dink, ons judge 'n boek by its cover. Nou, wanneer ons judge 'n boek by its cover, dan maak ons baie keer 'n fout. Maar die Here werk nie so. Die Here gee openbarings, en ek kan vir jou sê, aan mense wat jy nooit ooit sou verwag het, 'n openbaring sou ontvang het van die Here. Ons kyk na hierdie groot leiers van kerke, en ons dink, wow, maar net skielik, moet hy ook van sy high horse afklim en sê, wow Here, U is groot. U het 'n openbaring deur iemand vir my gegee, wat ek nooit verwag het, sal by daai persoon se mond uitkom. So weet julle wat, by die Here is die wysheid van mens dwaasheid by God. Amen, dis wat die woord ook sê. Vers 27 sê, alles, nie 'n bietjie nie min of meer dit nie, alles is aan my oorgegee deur my Vader.
Dis 'n groot statement. Mense wou hom doodgemaak het daarvoor. Alles is aan my oorgegee deur my Vader. Hoor wat sê hierso. En niemand ken die Seun nie. Hy praat van mense wat hom al gesien het. Hy is die timmerman se seun. Dis wat hulle gesien het. Hoor wat sê die woord van die Here. Niemand ken die Seun. Daar moet 'n openbaring wees vir mense vandag. Want min mense weet wie die Seun van God werklik is. Hy sê niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Hoor mooi. Niemand ken hom, behalwe die Vader. Maar hoor wat sê hierso. Ook ken niemand die Vader nie. Baie mense dink hulle ken die Here. Hulle ken, kan ek gou ietsie sê? Ek het weer met iemand het weer met my gesels en ek weet die agtergrond van hierdie goeters. Mense wat te bang is om te sê Jesus Christus of die Here, dan sal hulle met jou praat, dan sal hulle sê, Abba het vir my dit gegee, Abba het vir my dat gegee. Ek weet dat die Gees van God laat ons uitroep, Abba Vader, Abba Vader. Maar as jy hom persoonlik ken vandag, is hy jou Here. Ja, amen. Dis waar. Hy is die Here oor jou lewe. Niks behoort aan jou nie, alles behoort aan hom. Dan sê hy 'n baie wonderlike ding. Ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Niemand van ons gaan 'n openbaring kry van wie die Seun is of wie die Vader is, as die Seun dit nie openbaar nie. Jesus Christus openbaar aan mense sy Godheid. Baie mense staan koppe vandag. Daar's soveel denominasies omdat ons koppe staan. Ons het soveel denominasies omdat ons verskil. Ons het soveel denominasies omdat een agter 'n preekstoel wil staan en gesien wil word. Ons gee nooit die Heilige Gees kans om iets aan ons te openbaar nie. As ons weet wie die Seun is en hy openbaar sy Godheid aan ons, kan jy nooit in jou lewe weer in dieselfde persoon wees nie. Want as jy weet in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en alles het deur hom ontstaan, Johannes 1, en dan sal hy sê, hierdie woord het vlees geword, en onder ons kom woon, sy eie mense het hom nie eens aanvaar nie. En hierdie woord het vlees geword, soos 'n eniggebore seun. God self, Immanuel, God met ons, kom openbaar homself in die vlees, sodat ons iets kan leer by hom. Hy het gekom, sodat mense 'n verhouding met die Vader kan hê, soos pa en seun. En die goed moet geopenbaar word. En die openbarings kry jy net deur verhouding. Verhouding met Jesus Christus, verhouding met die Here. Amen. Nou baie mense is moeg. Baie mense is stikkend. Hierdie gedeelte wat ek nou gegee het, was bietjie vaste spys vir die manne wat die steaks kan eet, vir die susters wat die lazy age steaks kan eet, jy weet mos. Steaks is nie vir almal nie. Die woord van die Here is duidelik in Hebreërs, hy sê, want weer die tyd moes julle al leraars gewees het, maar nou moet ek julle weer met melk voer.
Daar's 'n tyd in jou lewe wat jy die steaks moet kan eet, jy moet dit kan inneem en kan groei in die Here. Nou kom hy, en hy sê, nadat hy dit sê, praat hy eintlik met die mense wat hom nodig het. En hy sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Ek sal vir jou rus gee. Wie glo vanaand dat die Here vir jou kan rustigheid in jou gemoed gee? Ek glo dit met my hele hart. Amen. Al is daar storms om jou, al val alles uitmekaar uit, al is daar oorlog, en dit lyk of dit die einde van die wêreld is, dit lyk of dit die 3de wêreldoorlog nou gaan begin, is daar 'n rustigheid in jou, 'n vrede in jou, wat alle verstand te bowe gaan. En dit is net die Here, as jy na hom toe kom, staan hy met sy arms waawyd oop, en hy omhels jou. En wanneer Jesus Christus jou omhels, man, sê ek vandag vir julle, daar's 'n vrede wat niemand kan verstaan nie. Daar's 'n rustigheid in ons wanneer ons by sy voete kom. Kom net by Jesus se voete uit. Kry die rus by hom wat hy aan jou en my beloof, vir die wat na hom toe kom, wat moeg is, wat belaai is, wat swaar vragte dra van die verlede, al die baggages wat ons, weet julle, baie mense gaan in 'n tweede huwelik in 'n derde huwelik in 'n vierde huwelik in, met baggages. As ons net daai goed vir die Here gee, sal ons volgende huwelik dalk uitwerk. Ek weet nie hoekom ek dit gesê het. Dalk is daar iemand wat dit moes hoor vanaand. Ons kan nie ons lewe swaar goed op ons skouers dra nie. Laste. Ons moet dit vir die Here gee. Ja. Laat die Here vir jou rustigheid kan gee. Laat jy die lewe weer in die oë kan kyk. Dis waaroor dit gaan. So ons gaan na hom toe. Plaas net jou swakke hand in sy sterke hand. Ek sê dit so baie, broer Dolf. As ons net ons swakke hand in sy sterke hand kan plaas, hy is die een wat ons gaan staande hou. Hy is die een wat ons gaan deurdra. Hy is die een wat ons sommer optel in sy skouers sit, en ons sien jy net een ry spore. Amen. Jong, julle moet my nie opgewonde maak nie, dan gaan ons die hele hand hier so sit, ons al ons data klaar. Prys die Here. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk. Ek wil net bietjie daarso stop. Weet nie hoeveel mense weet wat is 'n juk nie. Dis die stompe wat hulle maak wat oor die beeste kom. Is 2 beeste, dan maak hulle dat dit oor die nek kom, dan die sterker een, hy dra al die gewig, sodat die swakkere een sterker en sterker en sterker kan word, totdat hy sterk genoeg is, sodat hy iemand anders langs hom kan inhaak, sodat daai een weer kan sterker word. Daai juk, wat hulle mee ploeg, en wat hulle, as mense hierdie goed net snap, dan kan ons verstaan, hoekom sal hy sê, neem my juk op julle. Dis daai gewig wat hy op hom het, en jy's langs hom, dan outomaties dra hy jou. Want daai juk kom meer op hom as op jou. So, hy neem daardie juk op vir jou. Hy help jou deur. Hy help jou deur die moeilike tye. Hy help jou deur die drif. Dis wat eintlik daar sou staan. Hy sê, neem my juk op julle. En dan sê hy mooi, leer
van my. Die beste plek om te leer is van hom, die woord, Jesus Christus. Dis die beste plek. Ek het dit vanoggend ook genoem. Mense sê die Here, hulle hoor nie die Here nie. Maak jou Bybel oop. Begin hom lees, sodat jy kan hoor wat die Here van jou verwag. Amen. Amen. Dis baie, baie belangrik. Die woord is die woord van God. Die woord van God praat met jou. Is 'n spieël waarin jy kyk wat jou binnekant verander, sodat die mense van buitekant kan sien, jy is nie meer dieselfde mens nie. Amen. Amen. Leer van my. Hoekom? Want ek is sagmoedig en ek nederig van hart. Dieselfde God van wat 'n toorn oor sonde het en ongehoorsaam, is nederig en sagmoedig van hart. Jesus Christus, die Here van almal, hy het 'n sagmoedige gees. Daar's niemand soos hy nie. Ek wil vir julle iets sê vandag. 'n Sagmoedige gees keer die grimmigheid af. En dit is my baie belangrik. Ek was jare terug, Dolf sal onthou, ek was die ou wat gedink het, ja man, ek is die breker. Ek was bang vir niemand nie. Beklei en al sulke goeters. Nie meer nie. Nou is ek 'n babietjie. Ek huil. Bang vir my vrou. Ja, my skat. Kan ek gou ietsie sê, ek vrees niemand nie, ek vrees God. Ja, amen, dis waar. Maar die tyd toe ek in die wêreld was, het ek nie liefde gehad vir ander mense nie. Dis hoekom ek so baie beklei het. Dis hoekom 'n mens dinge doen wat jy nie moet doen. Ja. Want daar's nie 'n agape liefde in jou nie. As God in jou kom woon, hoe anders kan jy nie iemand lief hê nie? Dis waar. Jy word liefde vir mense daar buite. Jy verander. Jou manier van mense hanteer en behandel en met hulle praat, verander. Maar dit moet opreg wees. Ons weet, Opregte liefde. maar opregte liefde kom net deur wedergeboorte. Ek weet daar's mense met mombakkies wat maak hulle is hierdie lieflike mense en hulle het jou so lief, maar agteraf steek hulle jou in die rug. Hulle is nie wedergebore nie. Hulle is in 'n godsdienstgreep vasgevang. As Jesus jou vry maak, is jy waarlik vry. Vry om te leef, vry om te wees wat God wil hê jy moet wees, sonder om skaam te wees. En die woord van die Here is duidelik, hy sê, elke knie sal buig, elke tong bely, dat Jesus Christus die Here is. Baie mense besef nie wie Jesus Christus is nie. Ek wil my maar net inhou. Hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele. Nie miskien nie, julle sal rus vind. As jy rus wil hê, vind dit by die Here. Amen. Prys die Here. Nou ek waarsku baie mense, as hulle harte vir die Here gee en hulle laat hulle doop, dan sê ek vir hulle, die Here het jou nie op pad van maanskyn en rosige beloof nie, hoor. Dit gaan baie moeiliker word vir die Christene van vandag. Maar is julle by sy voete dat hy vir julle rus kan gee, dat julle by hom kan leer, en dat julle rus kan kry vir julle siele, dat julle nie hoef bekommerd te raak nie. Is ons op daai plek? Dit maak nie saak hoe ons finansies uitwerk nie. Dit maak nie saak hoe siek jy voel nie. Jy weet net, die een wie jy dien is die een met 'n belofte. Hy sal jou oprig uit jou siekbed uit.
Voordat ek afsluit met die laaste, ek wil net gou iets vir julle gee, wat die Here vir my gegee het toe ek COVID gehad het. Dit gevoel of iemand op my bors sit en ek kon net nie asem kry nie. En ek weet nie waar ons die COVID gekry nie, ons het vir mense wat arm is, het ons kos gevat, baie arm gedeelte in die dorp, het ons vir hulle kos gevat. En terwyl my vrou in die hospitaal lê op suurstofmasjiene en al sulke goedes, lê ek en ek stry met die Here en ek sê vir die Here, ek kan nie so leef nie. Dit is nie lekker om nie asem te kry nie. Ek sê, Here, neem my, vat my net weg. En ek vra die Here mooi, ek kan nie so leef nie. Ek wil nie leef dat die mense asem nie kan kry nie en alles, ja, dit gaan net nie goed nie, dit is 'n stryd elke dag. Ek wil vir julle iets sê, die Here se woord is waar en is waaragtig. Ja, amen. Ek wil vir jou sê, ek lê op die bed, en iets sê vir my, van die woord van die Here. Sorry, my vrou help my altyd reg. Is nie iets nie, dis die Heilige Gees. En hy gee my hierdie woorde. Psalm 41. Gebed en krankheid. En ek het geweet die Here praat net met my. En die Here, vers 4, sal hom ondersteun op die siekbed, sy hele slaapplek verander, as hy krank is. En hy het gesê, o Here, wees my genade, genees my, want ek het teen U gesondig. Nou, ek kan nie dink dat ek teen die Here gesondigheid het nie. Maar al wat ek weet is, die Here het reg met my gepraat oor my siekbed. En ek het opgestaan, en ek het begin loop, en so het ek stadig sterker en sterker en sterker geword, totdat ek perdfris en gesond was. Ek wil vir jou sê, dat die Here is nog steeds die Here van genesing, nog steeds die Here van redding, nog steeds is hy die een wat jou doop met sy Heilige Gees. Amen. Ek sluit af met die laaste versie vanaand. Verse 30. Want my juk is sag en my las is lig. Is dit nie tyd dat ons by hom uitkom nie? Is dit nie tyd om ons laste ligter te maak nie? Is dit nie daai swaarigheid, daai juk op jou skouers wat jou moeg maak nie? Die Here wil vanaand vir jou sê, kom na my toe. Ek wil vir jou rus gee en ek wil vir jou vrede gee vir jou siel. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Of jy die Here 100 jaar ken, of die Here 10 jaar ken, of jy hom net 'n paar dae ken, of jy hom net 5 dae ken, of 'n jaar, dit maak nie by my saak vanaand. Almal kry 'n tyd wat hulle deurgaan, en dit is nie maklik nie. Die Here wil jou oprig. Die Here wil jou vrede gee. Hy wil 'n belofte aan jou maak vanaand. Kom na my toe. Nader tot God en hy sal nader tot jou. Amen. Dis 'n belofte van die Here. Kom ons staan op sy woord. Ons glo die woord en ons doen wat hy vir ons sê om te doen. En hy is die een wat ons gaan help. Amen. Prys die Here. Enigiets van jou kant af, my skat? Ja. Goeienaand aan elkeen van julle. Ekskuus.
aan die begin het ek gesê, welkom, ons het julle baie gemis, Ja. en dit is waar, ons het nou nie Woensdag en Vrydag was ons nou live nie, maar ek het julle gemis, al ken ek van julle nie persoonlik nie. Dit voel asof ons 'n familie is op hierdie live streaming, of wat ook al jy dit noem. Dit voel of ons regtig 'n familie is. En ek wil vir die Here sê dankie vir elkeen van julle, en ek wil graag hierdie lees. Jesus loof die Vader omdat hy die waarheid nie aan die wyses en verstandiges openbaar nie, maar aan die wat soos kinders is, nederig en ontvanklik. Hy nooi almal wat moeg en oorlaai is, om na hom toe te kom, want hy sal rus gee. Amen. Jesus sê ons moet sy juk op ons neem en by hom leer, want hy sagmoedig en nederig van hart. In hom sal ons ware rus vind, want sy juk is sag en sy las is lig. Ons hoef nie alles self te dra nie. By Jesus kry ons rus, vrede en nuwe krag wanneer ons laste vir hom gee. Mag jy vanaand die sagte rus van Jesus ervaar. Amen. En weet jy hoef dit nie alleen te dra nie. Gee dit vir Jesus en hy gaan saam met jou deur hierdie dinge en hy gaan jou help dra. En ek wil vir die Here sê dankie dat hy elke dag saam met elkeen van ons is en help ons om ons laste te dra. Amen. Amen. Prys die Here. Vanaand bid ek ook dat hierdie woord iets vir iemand beteken het. En dat ons hierdie woord sal vat en dit ons eie maak. Amen. Sodat ons ook in die geraas van hierdie wêreld ook nog steeds sy stem kan hoor. Amen. Amen. Prys die Here. Kies vandag om te kyk, al draai die wêreld wat. Dit is die dag wat hy geskep het, en ek kan juig. As daar 'n donker voel en julle droom, dan hou ek vas, nie aan die niese geskree, aan die trouw wat altyd pas. Ek tel my sien in my hart, en skielik skryf die mis. Dankie vir rozenbrood en liefde, jou goedheid dra my deur. Kom ons wees bly, dit is die dag wat hy geskep het. Sy goedheid hou ons vas, op die stoep met koffie en jam, hoor ek stilte sang, die karooidig so wyd en skoon, Met liefde, broer Boetie. gee my asem terug. Ek los my wat was, by voete een vir een. Uw genade is genoeg vir vandag en môre weer. Amen. Kom ons wees bly, met hande oop en harte warm. Sy vrede loop soos water, dit hou aan, dit hou aan. When the world says it's all over, I whisper no, look up. For perfect love drives out my fear when I'm pinned and stuck.
choose to speak with gentle words, to see with hopeful eyes. Today my joyous testimony, God is here alive. This is the day you've made, I'll sing with open hands. No doom can steal my hope today. Your grace still stands, still stands. Let headlines come and go, I'll keep my eyes on you. Teach me to laugh, to breathe, to dance, thankful, unashamed. Your goodness runs me down, I'm held, I'm known, I'm named. Tomorrow's in your hands, my Lord, so I won't borrow dread. Oh yes, Lord. I'll taste the gift of daily bread Amen. and lift my grateful head. With every sunrise mercy comes, fresh strength for what I face. And if the world keeps shaking still, I'll stand in joy and grace. This is the day you've made, so I will dance and sing and praise. Hallelujah. Mag die Here julle seën. Mag die Here julle behoed. Amen. Dankie, Here. Mag die Here julle bewaar. Mag sy aangesig oor julle skyn en julle genadig wees. Mag sy aangesig oor julle verhef wees en aan julle vrede gee. Ja, dankie, Here. Dankie, dankie, dankie Here. Dankie Here dat U ons wil seën. Dankie dat U ons wil bewaar. Dankie Here dat U ons wil behoed. Dankie Here dat U aangesig oor ons skyn vanaand. En dat U aangesig oor ons verhef is. Dankie Here vir U woord wat 'n lamp vir ons voete is en 'n lig op ons pad, Here. Dankie, Here. Ek wil graag hierdie seënspreuke oordra aan elke een wat geluister het vanaand. Ja, amen. Dankie, Here. Ek loof U, ek prys U en ek gee al die lof, die eer en die aanbidding wat U toekom. In Jesus Christus wonderlike naam. Amen en amen. 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 Mooi aand vir elkeen van julle. Soete nagrus en 'n wonderlike week vir julle verder. As die Here se wil is DV, ek weet nie hoe besig gaan ons wees nou hierdie week nie. In die 2 weke was ons nogal redelik besig, maar dank die Here, dis tot eer van die koninkryk van God. Amen. Maar DV, as Here ons spaar met lewe en gesondheid en dinge werk mooi uit, sien ons julle DV Woensdag aand, Amen. 8:00. Jesus liefde. Amen.